Matteus 22 lees ons dat 'n wetskenner vir Jesus kom vra het wat die belangrikste gebod in die wet is. Jesus antwoord dat jy God moet lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Dit, sê hy, is die belangrikste en eerste gebod. Dan voeg hy by die tweede een, wat hiermee gelyk staan, is dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Dis nou maar eenmaal so, dat 'n mens nie kan uitdeel wat jy in die eerste plek self nie het nie. As jy dus nie na jouself omsien nie, gaan jy geen energie hê om liefde teenoor ander uit te leef nie. Hier is 'n paar dinge wat jy kan doen, om te sorg dat jou eie spreekwoordelike tenkie vol is, sodat jy iets het om vir ander te gee. Nommer 1. Spandeer tyd met God. Die beste manier om verfris te word, is om tyd met God te spandeer. Begin jou dag met Bybellees en gebed, of eindig jou dag daarmee. Jy kan selfs jou etensuur gebruik om tyd met God te spandeer. Dit maak nie soveel saak wanneer jy dit doen nie, maar wel dat jy dit doen. Nommer 2. Kry genoeg rus. Iemand sê nou die dag dat daar 'n verskil is tussen slaap en rus. 'n Mens kan 8 ure lank slaap en steeds opstaan en moeg voel. Dis omdat slaap nie al rus is wat jy nodig het nie. Jy het byvoorbeeld sensoriese rus nodig. Ons word daagliks gebombardeer met dinge soos fone wat lui, rekenaars wat in die agtergrond 'n sagte geluid maak, skerp ligte in die kantoor en huis, die TV of radio wat in die agtergrond speel, ensovoorts. Ons het dus nodig om 'n bietjie te rus van al hierdie dinge. Jy kan byvoorbeeld bietjie in die tuin gaan sit, maar los jou selfoon in die huis. Of skakel vir 'n aand of naweek glad nie die TV of radio aan nie. Jy het ook rus vir jou verstand nodig. As jy sukkel om in die aand jou kop af te skakel, dan is hierdie tipe rus net wat jy nodig het. Om jou daarmee te help, kan jy gereeld deur jou werksdag 'n paar minute 'n breek vat. Staan op van jou lesenaar en stap 'n paar minute rond. Jy kan ook in die aand voor jy gaan slaap in jou joernaal skryf. Skryf alles wat in jou kop aangaan in jou joernaal neer en jy sal sien dat jy baie beter gaan slaap. Hierdie is net 2 van die 7 tipes rus wat 'n mens nodig het. As jy meer daaroor wil weet, kyk in die beskrywingsblok hieronder vir 'n PDF wat jy gratis kan aflaai, waarin jy meer daaroor kan leer. Nommer 3. Eet gesond. Dis verstommend hoeveel verskillende vitamines, minerale en allerlei ander dinge met vreemde name 'n mens se liggaam nodig het om optimaal te funksioneer. Gelukkig het God nie net ons liggame so geskep dat ons hierdie dinge nodig het nie. Hy het ook die dinge geskep wat ons moet inneem om die vitamines, minerale ensovoorts in te kry. Die beste manier om hierdie dinge in te kry, is om kos te eet wat so na as moontlik is aan die manier hoe God dit geskep het. Met ander woorde, probeer om so min as moontlik geprosesseerde kos te eet. Ek weet 'n mens raak soms lus vir 'n stukkie sjokolade of 'n pizza, maar as jy 'n punt daarvan maak om meeste van die tyd gesonde kos te eet, dan gaan jy al baie vorder. Nommer 4. Water, water, water. Die ander verstommende dinge is die hoeveelheid water waaruit 'n mens se liggaam bestaan. Jou brein is 75% water. Jou bloed is 83% water. Jou hart is 79% water. En jou spiere bestaan uit 75% water. Selfs jou bene bestaan uit 22% water. Kan jy sien waarom dit belangrik is om water te drink? Ongelukkig is daar soveel ander dinge wat baie lekkerder is om te drink, dink maar aan koffie of koeldrank, dat water soms heeltemal vergeet word. Maar ek wil jou aanmoedig om te sorg dat jy genoeg water op 'n dag inkry. Sommige slim mense beweer jy moet 8 glase water 'n dag drink. Ander sê weer jy moet 'n glas water drink elke keer na jy 'n draai in die badkamer gemaak het. Klink vir my of niemand regtig seker is presies hoeveel water 'n mens moet drink nie, maar die feit bly staan dat jy elke dag water nodig het. So moenie net koffie, tee en koeldrank drink nie. Drink water ook. Daar is sommer nog baie ander dinge wat jy kan doen om na jouself om te sien, sodat jou tenkie vol is en jy iets het om vir ander te gee. Maar ons gaan hierby vol staan, anders gaan hierdie video te lank raak. As jy 'n spesifieke manier het wat jy gebruik om na jouself om te sien om jou tenkie vol te maak, deel dit met ons in die kommentaar hieronder. Daar's dalk iemand wat die video kyk wat baat kan vind by die manier hoe jy jou tenkie vol maak. En as hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om na jouself om te sien, sodat jy die energie het om liefde
teenoor ander uit te leef.